Goeiemôre, dit is donderdagoggend 5 Februarie 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En onthou, vanaand het ons weer 'n bosberaad om 7 uur en tydens hierdie bosberaad gaan ek weer so verskeidenheid van onderwerpe dek en wie weet dalk het ek vir julle almal 'n verrassing. Ons sal 'n draai maak daar in Oekraïne, Rusland, Bulgarië en dan sommer hier in Suid-Afrika ook 'n kort draaitjie maak. Die bosberaad dan vanaand om 7 uur en maak seker dat jy dit nie misloop nie. In die inleiding wat nou pas gespeel het, is daar 'n stukkie beeld ook van die duikboot wat daar vaar op die oppervlakte, waar hy dan na die oppervlakte kom, waar hy deur die oppervlak bars na bo, baie pragtig, baie mooi. Maar aan boord is daar 'n kaptein. En daardie kaptein is verantwoordelik vir daardie duikboot en vir al 65 bemanningslede aan boord. Die kaptein is verantwoordelik vir hulle. En wanneer die kaptein een van die mense 'n opdrag gee, met ander woorde hy delegeer 'n verantwoordelikheid na daai onderdaan van hom, is daar een ding wat moet gebeur en dit is die persoon gaan voer hierdie opdrag uit. Dis sy verantwoordelikheid om die opdrag uit te voer, maar die kaptein van die duikboot bly aanspreeklik vir dit wat die onderling gedoen het. Met ander woorde, jy kan verantwoordelikheid delegeer, maar nooit aanspreeklikheid nie. En dit laat die mense vra rondom die politici in Suid-Afrika wat net eenvoudig geen verantwoordelikheid aanvaar nie en geen aanspreeklikheid aanvaar nie. Want alles wat in Suid-Afrika plaasvind, is Pinocchio eintlik voor aanspreeklik op die ou einde van die dag. Want as daar 'n misdaad gepleeg word in die regeringskringe, dan is dit natuurlik die verantwoordelikheid van die betrokke minister wat die misdryf gepleeg het, maar die president bly aanspreeklik. Waarom is alle beroepe van ingenieurs, dokters, drywers, CEO's van maatskappye, waarom kan hulle almal amper met onmiddellike effek afgedank word, weggejaag word, as hy aanspreeklik gehou word vir sekere wandade? Dan is daar 'n onmiddellike wegjaagaksie wat kan plaasvind. Enigeen van ek of jy wat in 'n beroep staan en ons maak 'n fout, kan ons werk verloor. Want of daai fout ontstaan het in jou hande en dit die job is vir jou gegee van jou baas se kant af, bly dit jou verantwoordelikheid. Die baas is aanspreeklik, so op die ou en van die dag tree hy op en jy moet dan gaan. Maar wanneer ons na politikuste kyk, is daar geen vorm van aanspreeklikheid of verantwoordelikheid nie. Daar's niemand wat enige iemand net kan fire nie. Maar ek dink tog, die staatspresident het die magte om 'n ou wat nie na behore is te fire nie. Maar ek en jy as publiek, ons kan nie net op 'n dag opstaan en eis dat hierdie regering moet onmiddellik bedank nie. Nee, ons moet wag vir 5 jaar om in 'n verkiesing te kan uitstem, wat daar's onmoontlik is. En dit plaas die regering van Suid-Afrika in 'n gemaksone dat hulle hulself redelik veilig bevind. Ek dink hulle is 'n bietjie bekommerd oor die volgende verkiesing en ek dink hulle is bekommerd oor die verkiesings volgende jaar, die munisipale en streeksverkiesings, want ek dink hulle gaan 'n bloedbad beleef. Ek dink ook dat die ANC geleide regering van nasionale eenheid alles in hulle vermoë gaan doen om dan nie
in 'n verkiesing volgende jaar betrokke te wees nie. 'n Rede vind om daai verkiesing te kanselleer, dalk 'n pandemie uitrol, 'n siekte, een of ander beperkte vorme van geweld in die land instoot, sodat hulle 'n rede het om daai verkiesings te kanselleer. Nou, ek moet nou nie afdwaal van die punt af nie, maar John Steenhuisen het die toets gedop as minister van landbou, want hy die regering van nasionale eenheid se ANC leiding gevolg en nie na die mense vir wie hy verteenwoordig gekyk of geluister nie. Nou bedank hy as gevolg van die baie druk oor sy uiters swak besluite rondom die back-and-closure sage, rondom BEE en die landboubedryf, rondom grondonteiening sonder vergoeding. Hy het hom op al daai terreine het hy misluk. En hy is verantwoordelik dat dit plaasgevind het. Maar op een of ander manier word hy nie aanspreeklik gehou daarvoor nie. Which is fine, dat by einde van die dag is dit ook die president wat dan uiteindelik aanspreeklik is. Maar hy gaan nou vervang word deur een of ander DA lid. En dan wil ek net sê, dit gaan ons niks help nie. Want kom ons kyk net na wat sê hierdie joernalis. Unfortunately, the DA is not the answer because nobody who might be leader thinks there is or was anything wrong with the United Nations, the World Economic Forum, the European Union, digital ID, climate alarmist, illegal immigration, the COVID response, democratic socialism, transgender ideology for kids, renewables over fossil fuels en nuclear. En dit is so. Wie het dan nou namens ons as gewone mense besluit dat ons belangstel in die Wêreldekonomiese Forum, hulle beheer die United Nations, die Europese Unie? Wie van ons het gesê ons is lus vir hierdie digitale ID, dat ons hou van die onwettige immigrante, hoe hulle teen die COVID opgetree, die COVID-inentings? Niemand van ons het ingestem nie, en tog het hierdie regering en sy amptenary, sy ministers, het hierdie goed ingevoer. So ongeag wie vir John Steenhuisen vervang van die DA kant af, gaan absoluut niks aan die gevoel van die mense op die grond verander nie. En my opinie is dat die DA is gedoem. Ek sien daar is 'n geweldige styging in ondersteuning vir die Vryheidsfront Plus en daarmee vir Pieter Groenewald. Of dit genoeg gaan wees, weet ek nie. Want elke liberale mens in Suid-Afrika sal saam met die DA gaan, want die DA staan vir alles wat liberaal en globalisties is. Dis die DA. So as jy 'n DA raadslid is, moet jy jou posisie heroorweeg of jy weer vir die DA gaan staan en of jy nie maar eerder dan vir die Vryheidsfront Plus moet gaan staan. En ten minste daai stemme saamvoeg. Want ons, ek en jy as gewone mense, begin nou gatvol raak vir wit liberaliste in Suid-Afrika. En vir die manier hoe hulle saam met die wêreldorde aanhang en saam beweeg in daai rigting en beweeg terwyl ek en jy geen sê het nie. En wanneer daar 'n COVID-inspuiting gegee word en die persoon tel 'n probleem op as gevolg daarvan, dan kan hulle nie aanspreeklik gehou word nie. Hoe is dit moontlik dat hulle nie aanspreeklik kan gehou word nie? Hulle het dan gesê jy moet 'n inspuiting kry. Hulle het dan gesê jy moet in die huis bly. Hulle het dan gesê dit, hulle het dan gesê dat. Maar hulle weier om aanspreeklikheid te aanvaar vir dit wat hulle vir die gewone mens ingedwing het. En dit is hoekom die DA 'n groter gevaar inhou as meeste ander partye.
Die DA en die ANC is vir my op dieselfde koers. Die DA omdat hulle wil liberaal globalisties georiënteerd wees en dan die ANC wat so gevat is by die onderkant en wat gedwing word as gevolg van geldlenings, die Wêreldbank ensovoorts om die paadjie saam met George Soros en Key te stap. En ek en jy, ons is eintlik die slagoffers van hulle swak besluite. Want ek wil nie woke wees nie, ek wil nie liberaal wees nie, ek wil ook nie beheer word deur 'n sekere wêreldmag nie. Ek wil vry wees. Ek wil 'n pad stap waar ek ten minste my eie besluite kan neem oor my eie liggaam en my eie gesondheid. Waar ek kan besluit wat word vir my kinders ingespuit of nie, of wat word vir my ingespuit al dan nie. Waar jy sê het oor hoe jy wil aanbid. En dis alles goed, waarop daar gefokus word om van ons weggeneem te word. Ek wil nie hê my kinders op skool moet van transgenders hoor nie. Ek wil nie hê my kinders op skool moet enigiets van die Islam leer nie. Ek wil hê my kinders moet Christendom leer. Die waardes, die kultuur en die norme waarvoor ek gestaan het toe ek groot geword het. En ek dink dis baie belangrik oor dit wat voor lê. Dis tyd dat ons moet begin besef dat die regering en politieke partye nie aanspreeklikheid gaan aanvaar vir dit wat in hierdie land skeef loop nie, en dit wat dalk na ons kant toe kom nie, hulle gaan nie aanspreeklikheid daarvoor aanvaar nie, en hulle gaan nie hulle verantwoordelikheid nakom om ons te beskerm nie. Daarom moet ons dit self doen. Gister het ek gepraat oor self doen of sterf. Dit geld steeds. As we daai stelsels in plek kry om self te doen, as die reëls ons in 'n sekere rigting druk, dan moet ons 'n alternatiewe stel goed begin wat ons beheer en wat vir ons bevoordeel en nie vir hulle bevoordeel nie. Ons het vir hulle in 94 'n werkende goeie sterk ekonomiese land gegee. Dis vandag vernietig. Hoekom moet ons nou weer dit wat ons skep weer vir hulle skep? Nee. En die liberale was saam met hulle. Hulle het almal vir hulle gestem ook. So hulle kan aan een kant toe staan. Maar gee vir ons die reg om ons eie ding te doen. Want dit wat opgeëis gaan word oor die volgende klompie maande, meer en meer so. As julle nie kan nie, sal ons self. Maar oppas daarvoor. Dit kan gevaarlik wees. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en onthou om vanaand in te skakel om 7:00 en dan waar ons weer 'n lekker bosberaad gaan hou. Andersins sien ek julle môreoggend mooi.